Goeiedag, baie welkom by Woordspieël, vroegoggend of laat aand. Mag die Here vandag ook met jou praat in sy en deur sy woord. En mag jy en ek getransformeer word om meer soos Jesus te lyk. Ons kyk vandag na Johannes hoofstuk 7 vers 26 en 27. Lees gerus hierdie hele hoofstuk. Die tema wat ek uitlig vandag is ongelig oor God se weë. So ek lees vir jou Johannes 7 vers 26 en 27. Kyk net, hy is besig om in die openbaar te praat en hulle sê niks teen hom nie. Het die leiers nie miskien tereg tot die besef gekom dat hy die Messias is nie? Maar hoe is dit moontlik? Ons weet mos waar hierdie man vandaan kom. Wanneer die Messias ook al kom, weet niemand waar vandaan hy kom nie. Die skares bespiegel oor Jesus. Hulle sien wat hy doen, maar daar is aspekte van Jesus wat nie vir hulle sin maak nie, omdat hulle oningelig is. In hierdie gedeelte glo hulle dat Jesus nie die Messias is nie, want vir die een of ander rede glo hulle dat wanneer die Messias kom, niemand gaan weet waar vandaan hy kom nie. En hulle weet mos nou waar vandaan Jesus gekom het. Later in die hoofstuk stry selfs die Fariseërs hieroor. Hulle glo nie Jesus kan die Messias wees nie, want hy kom uit Galilea en die Messias sal uit die nageslag van Dawid kom en in Bethlehem gebore word. Dit was egter wel die geval, maar dit lyk of die Fariseërs oningelig is hieroor. Hoeveel mense vandag mis nie God se volheid en sy beplande lewe vir hulle, omdat hulle oningelig is, of selfs verblind is, deur tradisies, deur oorleweringe en mense se opinies nie. Die waarheid is egter baie duidelik in die skrif vir ons, is baie duidelik vir ons uitgelê. Ek dink aan die waarhede oor die doop, oor die doping in die Heilige Gees, oor die gawes van die Heilige Gees, oor redding deur genade, oor die erns van sonde. Al hierdie goed is so duidelik vir ons. Ek kan nie toelaat dat oningeligheid en mense se opinies my visie vir die waarheid verblind nie en veroorsaak dat ek die waarheid mis nie. Ek moet tyd in God se woord spandeer om op so 'n manier die Heilige Gees toe te laat om dinge vir my oop te breek en dan moet ek volgens daardie waarhede leef. As daardie Fariseërs net 'n bietjie gaan navorsing doen het, sou hulle geweet het Jesus is gebore in Bethlehem. Hy is uit die nageslag van Dawid. Dit is so duidelik. Kom ons laat nie toe dat oningeligheid rondom die waarheid ons weerhou van lewe en lewe in oorvloed nie. Maar dat die waarheid ons kan vrymaak. Kom ons bid saam. Here, u waarheid is plein vir die wat oë het, wat wil sien en ore het wat wil hoor. Ek wil hoor en ek wil sien, sodat ek nie u volheid mis nie. Maak my oë oop, dat ek kan sien. Maak my ore oop, dat ek kan hoor. In Jesus naam, amen. Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag verder hê, tot ons mekaar weer sien.